Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Wanneer dit by kritiek kom, is dit belangrik eerstens om te konsentreer op jou roeping en nie op kritiek of die foute wat jy al gemaak het nie. As jy elke keer stop as jy kritiek ontvang of 'n fout gemaak het, sal jy nooit iets bereik nie. In plaas daarvan sal jy in konstante frustrasie leef. Die enigste werklike foute is die foute in die lewe waaruit 'n mens niks leer nie. So in plaas daarvan om oor kritiek en jou foute te top, leer daaruit en beweeg dan aan. Daar is 'n ou spreekwoord wat sê, as jy elke keer stop as 'n hond blaf, sal jou pad nooit eindig nie. Moenie toelaat dat jou foute struikelblokke word nie. Verander dit eerder in boustene. Tweedens, spandeer tyd saam met die regte mense. Spandeer dit saam met diegene wat jou opbou en nie afbreek nie. Kwaliteit tyd saam met die regte mense sal jou geloof versterk en jou teen die gevolge van die ergste kritiek beskerm. Dit sal jou ook leer om nie self krities te word nie. Wanneer kraaie 'n arend aanval, veg die arend nie terug nie. In plaas daarvan, vlieg dit hoër en hoër, totdat die kraaie dit uitlos. Net so ook in jou lewe. Styg bo jou kritisie uit, eerder as om tot hulle vlak te daal. Die Bybel sê in Spreuke 20 vers 3, dit is 'n eer vir 'n man om van twis weg te bly. As jy wil hê jou lewe moet 'n effek op ander mense hê, laat dit dan wees as gevolg van jou voorbeeld en nie in hoe jy jouself verdedig nie. Here, ek kom vandag voor U met 'n hart wat soms worstel met kritiek. Gee my die wysheid om te onderskei of die woorde wat tot my gespreek word, bedoel is vir groei of om af te breek. Versterk my om met geduld en liefde te reageer, eerder as woede, wetende dat U my verdediger is. In Jesus naam bid ek dit. Amen.